Beskou die volgende hipotetiese reaksie wat ewewig in 'n geslote houer by 450°C bereik het. Watter verandering sal nie die ewewigsposisie beïnvloed nie? Die korrekte antwoord is B, 'n toename in die hoeveelheid Y. Kom ons kyk na die fases in ons reaksievergelyking. Slegs X is in die gasfase. Xy en Y is vaste stowwe wat ignoreer word as ons die uitdrukking vir Kc neerskryf. Met ander woorde, Kc gaan bloot gelyk wees aan die konsentrasie van X. Delta H is groter as 0. Dit is met ander woorde 'n endotermiese reaksie. Ons kan dus hitte as 'n reaktant gaan byskryf. 'n Toename in die temperatuur gaan met ander woorde die voorwaartse reaksie bevoordeel en die ewewigsposisie skuif na regs. So 'n toename in temperatuur gaan wel 'n effek hê op die ewewigsposisie. Jy weet dat vaste stowwe S solids en suiwer vloeistowwe L liquids nooit in die Kc uitdrukking ingesluit word nie. Hulle het 'n konstante konsentrasie en beïnvloed nie die ewewig nie. So B, 'n toename in die hoeveelheid Y wat 'n vaste stof is, gaan geen effek op die ewewigsposisie hê nie. Nou, hierdie is nie meer deel van die formele leerplan nie, maar as ons kyk na die gaswette waar daar 'n konstante volume is wat ons aanvaar, dan is die wet wat geld Gay-Lussac se wet. En volgens Gay-Lussac is druk direk eweredig aan temperatuur by 'n konstante volume. Met ander woorde, 'n afname in die druk beteken daar is 'n afname in die temperatuur. Nou weer eens, hierdie is 'n endotermiese reaksie. Hitte is met ander woorde 'n reaktans. As die hitte afneem, daar's 'n laer temperatuur, dan beteken dit die terugwaartse reaksie gaan bevoordeel word, met ander woorde 'n afname in druk wat gepaard gaan met 'n afname in temperatuur lei tot 'n terugwaartse skuif van die ewewigsposisie. Met ander woorde, C speel definitief 'n rol. En laastens D, 'n toename in die volume. Nou, ons weet dat die aantal mol gas is direk eweredig aan die volume. As ek 'n groter volume het, dan wil ek meer mol gas hê. As die volume kleiner is, wil ek 'n laer aantal mol gas hê. So, 'n groter volume beteken 'n groter aantal mol gas. Hoeveel mol gas het ek aan die linkerkant? 0. Hoeveel mol gas het ek aan die regterkant? 1. Groter volume, ek soek meer mol gas. Met ander woorde, die ewewig skuif na regs. So D gaan ook 'n invloed hê op die ewewigsposisie. Die enigste verandering wat dus nie die ewewigsposisie sal beïnvloed nie, is 'n toename in die vaste stof Y.